Sommer net so iets dramaties, net om vir so 'n bietjie inleiding te gee, dat ek net my stem kan terugkry na die sange. Here, ons is in die teenwoordigheid vanmôre, en ek doen my bes om geloof in die harte van u mense op te rig. Maar die geloof is nie in my, of in Pastor Hendrie, of in enige pastoor nie, al is ons gesalfdes van die Here, ons verkondig Christus. In hom is daar die volheid. En ek bid dat die volheid van Christus ook vanmôre weer 'n realiteit in hierdie huis sal wees, soos elke week. En dat dit vandag iemand se deurbraakdag sal wees. Dalk omdat een of twee ander mense namens hulle geglo het. In Jesus naam. Amen. Nou ja, vriende, wat 'n voorreg weer eens, ek het bietjie lanklaas kon toegee om te kom bedien met die woord, omdat ek ook maar baie weg is, maar wat 'n wonderlike voorreg, terwyl ons herderspaar so 'n bietjie 'n breek neem, dat ek vir hulle kan instaan, en ek neem dit nie ligtelik op nie, byvoorbeeld baie dankie aan die leierskap. Vriende wat nie opgee nie, is die boodskap vanmôre. En almal van ons is bekend met die video greep wat die woord van die Here aanhaal. Dit word opgeteken in verskeie boeke, onder andere ook in die boek van Markus. Voordat ons na die woord van die Here toe gaan, daar was 'n baie treffende uitlating wat gemaak is. Nou, nie alles wat ons op die video sien, kom presies uit die woord van die Here uit nie, want enigiemand wat 'n film of 'n reeks maak, kleer ook die ding bietjie in, en partymal probeer ons dit interessant maak. So, ons lees net altyd van die man wat verlam was, en daar was vriende wat gesê het, ons moet 'n plan maak. Nou het hulle dit ingekleer. Skielik word ons gekonfronteer met 'n dame se gesig wat na Jesus toe gaan in die pleidooi rig. En dan met een van Jesus se vertrouelinge praat. En dan hoor ons, I didn't want to make a scene. En dan kom die sterk teenreaksie. If you were me, wouldn't you want your friends to make a scene? En ek wil vir jy daardie vraag vanmôre vra. Het jy iemand in jou familie? Het jy iemand by jou werk? Het jy iemand in jou vriendekring? Ken jy 'n naam van iemand wat so desperaat is vir die ingrype van die Here? En vanmôre kan ek nie vir u al die redes gee hoekom ons nie na die eerste gebed 'n deurbraak kry nie. Daar's Pastor At jare in die bediening. Hy het vir meer mense hande opgelê as wat ek eers kan begryp. En hy het kragtige wonderwerke gesien, maar daar was ook kere wanneer die Here se deurbraak nie dadelik gekom het nie, en daar was ook ander kere wat die deurbraak nie gekom het nie. Maar vanmôre glo ek in die Here wat wonderwerke doen. Ons is alreeds in April. Kan nie glo dat 'n kwart van die jaar is verby. Jy het nog 3/4 om iets uit te rig. Jy het nog 3/4 om daardie voornemens wat jy gemaak het, of daardie belofte wat jy aan die Here gemaak het, of wat ook al, gestand te doen. Jy het nog 3/4 van die jaar oor om die geestelike groei te beleef wat jy aan die begin van die jaar gesê het, Here, ek wil groei, ek wil meer van die woord hê. Miskien kyk jy terug en jy besef jou gebedslewe was nie op standaard nie. Dan wil jy sê, dank die Here, dis nog net April, daar's nog genoeg tyd om op te vang. Maar die woord van die Here sê ook vir ons moet nou werk terwyl daar lig is, want daar kom 'n tyd wanneer daar nie meer lig is nie. Daarom moet ons nou getuig, want ons weet nie wanneer dit gaan verander nie. Ons moet nou vir mense sê, ons dien 'n God wat wonders doen. En ek weet dit raak al hoe meer moeilik om 'n stand te kan neem, en ek wil al ons kinders van die Here uitdaag, selfs u wat dalk vir my luister aanlyn. Baie dankie dat u ingeskakel is. En ek wil nie pik op die mense aanlyn nie, maar ons kan hulle nie sien nie, hulle sien ons, hulle kan hoor wat ons sê, ons kan nie hoor wat hulle sê nie. En dit is die wêreld waar ons lewe, dat mense baie geïsoleerd geraak het, mense werk van die huis af, baie mense verkies om nie meer so in die openbaar te wees nie vir verskeie redes.
Maar daar is 'n aspek van die evangelie wat ons nooit sal kan uitwis nie, en dit is die gaan deel. Dit is die getuigdeel. Dat ons moet praat en ons moet sê en ons moet vertel. En veral as jy 'n getuienis het van wat die Here reeds vir jou gedoen het, 1 of 2 of 3 of 4 of 500 keer, dan kan jy mos met oortuiging en met autoriteit praat. Wouldn't you want your friends to make a scene? Nou ek en pastoor Henry stuur gereeld vir mekaar goedjies aan op WhatsApp en ons share goed op ons status en op Facebook, sommer oulike slagspreuke, inspirasies wat iemand kan uitdaag om die Here vas te gryp. En ek het iets gesien wat ek so die laaste tyd gedeel het, wat sê, surround yourself with friends who will tear a hole in the roof, lift you up, and then carry you down to the feet of Jesus. Jy sien, dierbaar is, dis belangrik met wie ons onsself omring. Dit is baie belangrik met wie ons onsself omring. En ek wil vir jou sê, as jy 'n visionêre persoon is, iemand wat 'n droom van die Here het, en jou vriendekring kan nie saam met jou droom, en al is dit in geloof sê, ons weet hoe gaan die Here dit doen nie, maar ons glo die Here sal. En jy omring jouself die hele tyd met mense wat jou afkraak, of wat mense wat negatief is, en wat nie in geloof kan praat nie, dan gaan dit jou knie altyd, dit gaan 'n stremming op jou vooruitgang hê. Maak seker dat jy jouself ook met die regte mense. Die woord van die Here sê ons vriendelikheid moet aan almal bekend word. Ons moet 'n vriend vir die mense daar in die wêreld wees, dat hulle weet, daar is iemand wat die pad ken, daar is iemand wat die lig gee. Maar jou binnekring, hulle wat jy in jou vertroue neem, die mense met wie jy jou hart deel, wees seker dat hulle wat jy jou drome van die Here mee deel, is geloofsmense wat gaan saam praat en jou geloof gaan stig. Maar kom ons gaan na die woord van die Here toe, na Markus hoofstuk 2, en ons gaan 'n paar verse daar saam lees. Nou ek weet, hierdie videogreep kom uit The Chosen uit, 'n wonderlike reeks wat gemaak is, wat net die evangelies lewendig maak, en baie mense aanhangers daarvan, en ons kyk dit ook met tye, en dis die tweede keer wat ek nou 'n greep van The Chosen gebruik, is het hom so bietjie aangepas, want in die skrifgedeelte is daar verskeie temas wat na vore kom. Aan die een kant werk ons rondom die genesing van die verlamde man, maar aan die ander kant het Jesus ander goed gesê, en in die videogreep sien 'n mens die fariseërs en die skrifgeleerdes wat daar staan, en reg is om vuur te spoeg, want hoe kan hierdie man nou sê hy vergewe sondes, en hoe kan hierdie man sê hy maak mense gesond? Nou ons gaan nie vandag in daai debat ingaan nie, vanmôre wil ek vir julle sê, die Here wat ek dien, doen wonderwerke. Die Here wat ek dien, hy red en genees, en hy vul nog met sy gees. En vir hulle wat bereid is om dit aan te neem, dit te glo en op sy woord te staan, sal daar wonderlike dinge volg. Kom ons gaan na die woord van die Here toe. Markus hoofstuk 2 vers 1 tot 5 sê, en na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom, en mense het gehoor dat hy in die huis was. Laat ek gou daar so stil staan. Weet die mense met wie jy te doen het, dat daar 'n huis is waaraan jy behoort. Weet die mense met wie jy te doen het, wat dalk nie deel is van ons Facebook nie, wat dalk nie deel is van ons sosiale media nie, dat daar 'n plek is waar daar wonderlike dinge gebeur. Of is dit 'n privaat saak wat jy toemaak tussen vandag en volgende Sondag? Is nou sommer net so Pasella enetjie wat ek ingooi, wat die Here nou op my hart druk. En die mense het gehoor dat hy in die huis was. Vanmôre glo ek, die Here is hier. Vers 2, en dadelik het baie saamgekom, so daar selfs by die deur nie meer plek was nie. En hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. Vers 3, en daar kom mense na hom met 'n verlamde man wat deur vuur gedra word. En toe hulle vanweë die skare nie by hom uitkom nie, maak hulle die dak oop waar hy was. En nadat hulle dit oopgebreek het hulle die bed waar die verlamde op gelê het laat afsak. Nou,
Van kleins af hoor ons hierdie verhaal. En miskien gryp dit jou aan, of miskien dink jy dis maar net nog een van die baie mooi goedjies wat in die Bybel opgeteken is. En ek dink, niemand van ons sal regtig weet, selfs die skeppers van hierdie Chosen reeks, het maar hulle verbeelding gebruik, hulle het navorsing gedoen, en probeer uitvind, hoe sou dit nou presies gewerk het. Dit is my altyd wonderlik dat gewoonlik in 'n vriendekring of in 'n groep mense is daar altyd die versigtiges wat te vinnig dink, hierdie studie gaan nie werk nie, kom ons beskerm onsself. Dan is daar ander wat it could go both ways. Hang af wie die grootste appel kan maak. Maar veral in mansgroepe is daar altyd een of ander cowboy wat sê, "Hi boys, ons kan hierdie ding doen. Ons gaan nie skrik nie." Nou my pa was partymal ook 'n cowboy gewees en hy het soms bietjie moeilikheid opgetel, want hy soms waghalsige dinge gedoen. En maar hy het nooit geskrik vir 'n uitdaging nie, maar hy het altyd hierdie stellingkie gemaak. Hy het altyd gesê, wanneer dit nou kom oor 'n kar of 'n situasie, of iets wat sy gaan sê, hy het nie 'n ma of 'n pa nie. Wat kan sê nee nie. En hy, tot my vrou se ergernis, ek het dit by hom geleer, dat in sekere situasies kan ons sit, en dit lyk of die res van die wêreld vergaan, totdat ons daai dingetjie uitgesorteer het. Nou, ek dank die Here, dat in die groep van 4 manne, wat 'n verlamde vriend gedra het, moes daar ten minste een gewees het, wat gesê het, ons gaan nie so vinnig opgee nie. En na die dak gekyk het en gesê het, dit kan nie te moeilik wees nie. Nou, weer eens, hang af wat jou agtergrond is. Party mense lees dit en dan, ons lees baie keer die Bybel uit 'n baie supergeestelike oogpunt. Ons dink alles het baie waardig en heilig gebeur. Nou die woord van die Here is 'n heilige boek, maar dit was algemene omstandighede wat verwoord was. Die Here het prakties gewerk. Daar het praktiese dinge gebeur. Hy het praktiese voorbeelde raak gesien en sommer besluit om daardeur 'n lering te gee. Wat meer wil jy hê van alledaagse mense as die klomp vissermanne wat hy gekies het om sy disippels te wees? Om Attie, baie mense sou gesê het, "Joe, kon hy nou 'n bietjie meer mik nie." Maar kom ons sien wat het die disippels op die ou einde van die dag bereik, omdat hulle saam met Jesus gewandel het. Nou daar was nie 'n huiskraan nie. Daar was nie 'n cherrypicker nie, wat iemand kon oplig nie. Daar was nie polies geïnstalleer, en daai man het so geleidelik, mooi, sindelik en ordelik afgesak nie. Ek dink hulle het redelik raak gevat om net iets te probeer skep, om te sê, ons breek nou die dak oop, en nou maak ons seker dat ons hierdie man nie gaan laat val nie, maar ons gaan hom by die voete van die Here uitkry. Halleluja. Hoor wat sê die Here Jesus in vers 5. En toe Jesus hulle geloof sien. Wie se geloof? Die verlamde man? Nee, hy was al klaar so raad op. Hy het nie geweet of hy kom of hy gaan nie. Hy was so vasgevang in sy omstandighede. Maar toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man, seun, jou sondes is vergewe. Wat wil ek vir u sê? Moenie onderskat dat jou geloof die sleutel kan wees vir iemand anders se wonderwerk vanmôre nie. Gaan ons bietjie aan na vers 10 toe. Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man. Vers 11. Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan huis toe. Hy gee vir hom 'n bevel, 'n opdrag, staan op. En deur dit te doen, die feit dat daardie verlamde man, because he tapped into that instruction, it drew a line in the sand between the old him and the new him. Neem jou bed op.
So hy sê sommer, ruim al jou gemorsies op, want is 'n nuwe dag. Vat dit huis toe, dat jy nie weer daarop kan terugval nie. Jy is veronderstel om by die huis te rus en by die huis te lê, want jy gaan nou met jou voete loop, soos wat jy bestem was om te doen. Halleluja. Vers 12, en dadelik staan hy op, neem sy bed op, en gaan voor die oë van almal uit, sodat almal in die huis verbaas was, en God verheerlik en sê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Praat met u oor vriende wat omgee vanmôre. Nou die aanhaling wat ek vir u vanmôre vinnig op die skerm gesê het gesê, surround yourself with friends who will tear a hole in the roof, lift you up and carry you down to the feet of Jesus. Vir die wat dit dalk in Afrikaans wil hoor, omring jouself met vriende wat 'n gat in die dak sal maak, jou oplig en jou dan by die voete van Jesus sal besorg. En ek het reeds daaraan geraak, wie ag u as vriende vanmôre? Is jou vriende gewillig om 'n insident te veroorsaak? Will your friends be bold enough to make a scene if that is what it takes? Sodat jou wonderwerk verseker kan word. Het jy die tipe vriende wat sal aanhou glo, selfs as jou geloof kwyn? U sien, somtyds raak ons afgemat. Somtyds kwyn ons geloof. Dit is ook om die disippels selfs gesê het, Here, versterk ons geloof. Want hulle weet, in die lig van sy heerlikheid, is daar altyd ruimte vir ons geloof om groter te word. Sê jou vriende dalk te maklik, nee man, aanvaar dit. Dis dalk nie God se wil nie. En ek weet dit is 'n realiteit. Somtyds soek ons dinge wat nie die Here se wil is nie. Maar as ek die evangelies lees, van Jesus wat rondgegaan het, barmhartigheid betoon het, aan soveel wat hy teëgekom het, en nie wou sien dat mense in hulle ellende bly nie, maar hulle lewens verander het, dan kan ek nie verstaan dat enige iemand kan dink, dat net 'n paar duisend jare verskil kan maak, en per implikasie daardie gesindheid van Jesus nou verval het nie. Die mense op die aardbol het dalk aansienlik meer geword, maar dit intimideer nie die krag en die heerlikheid van die Here nie. Hy is nog steeds by magte. So aan die een kant wil ek vir u vra vanmôre, met wie omring jy jouself? En onthou ek het gesê, dit beteken ons gaan onsself nou afsluit nie, en nou sê, ek keur jou nou, jy is nou waardig om 'n vriend te wees, al dan nie. Maar jou binnekring, die mense met wie jy deel, die mense met wie jy regtig praat oor wat die Here vir jou sê. Kyk, daar's mense met wie ons moet praat oor suiwer wat die woord sê. Bekeer jou. Kry jou lewe in orde. Vertrou die Here. Ondersteun die werk van die Here. Wees getrou in sy huis. Maar dan is daar die mense wat saam met jou stap. Hier in die gemeente, as jy dalk al 'n tydjie saam stap, is daar tog mense met wie jy assosieer, wat 'n nukleus om jou vorm. Die mense met wie jy dalk eers praat as jy deur moeilike tye gaan, en eers vra vir gebed. Wie ag jy as vriende? Maar dan is daar 'n tweede deel wat ek wil vra. Watter tipe vriend is jy, liewe broer en suster? Wat ons kan sê, wees bedag daarop met wie jy homself omring. Maar is jy die tipe van mens met wie ander hulle self wil omring? Jy wat sê jy ken die Here, jy wat sê die Here kan goeie en wonderlike dinge doen. En ek vra dieselfde vraag vir jou, wat jy vir jouself moet vra. Is jy gewillig om 'n insident te veroorsaak, soos dit wat nodig is vir iemand anders se wonderwerk? Is jy die tipe vriend wat sal aanhou glo, selfs al kwyn jou vriend geloof? Of is jy self daardie een wat te maklik en te gou sê, aanvaar dit maar, dis dalk nie God se wil nie. Nou ek wil
op daai punt sê, dit is allerbelangrik dat ons die Here se wil soek. In elke situasie. En ek dink die Here vergewe ons ook, omdat hy weet, ons is ook vlees, ons is gees, maar ons het ook 'n vleeslike aspek, en soms vat ons mis. Ons het nog nie heilous gekry nie. En soms, na verloop van tyd, dan kan ons terugkyk en sien, goed, die Here het 'n ander plan gehad. Maar ek wil vir julle sê, daar's te veel mense wat vandag opgee, omdat hulle bloot sê, dis nie hoe die Here mee werk nie. Daar's 'n hele teologie daar buite, wat prontuit sê, die Here werk nie meer deur wonderwerke nie, die Here werk nie meer deur profesie nie, die Here het nie meer apostels en profete in hierdie tyd nie, want dit was vir daardie vestigingsperiode van die kerk. Nou, iemand wat vir my gesin baie kosbaar is, Pastor Piet Rode, een van my mentors en geestelike vaders, het dikwels gesê, if you aim at nothing, you will hit it every time. So as jy dit glo, dan sal dit vir jou so wees. En jy sal dit nie sien nie. Maar vir die wat glo, sê die woord, sal wonderlike dinge volg. Nou my liewe vriende, dit is wat ek vir julle kom sê het vanmôre. Ek weet ek is gewoonlik lank en magtig, maar ek het vanmôre probeer om kort en kragtig te wees. Want ek glo, daar's 'n geleentheid nou vir ons om net in die Here se teenwoordigheid te staan. En toe te laat dat die Heilige Gees met jou werk. Dat jy vir jouself daai twee vrae vra. Eerstens, met wie omring ek myself? En het my drome en beloftes vertraag om vervulling te gaan, omdat ek juist my ore uitleen aan die verkeerde mense. Jy het mense nodig wat geloof kan spreek. Dis hoekom Pastor Henry altyd sê, in hierdie huis praat ons nie negatief nie. In hierdie huis is ons nie swartgallig nie. Ons is bewus van alles wat om ons aangaan. Ons weet, in Suid-Afrika het ons baie uitdagings, maar ons nie van die môre tot die aand besig om heeltyd te bely hoe sleg dit gaan en hoe swaar dit is nie. Dit is realiteite, maar ons het die gesag in ons om teen dit te praat. En dan tweedens, onder die inspraak van die Heilige Gees, evalueer jouself. En vra vir jouself vanmôre, is ek een van daai mense wat mense in hulle binnekring wil hê? Het mense al gehoor en gesien dat ek onwrikbaar kan glo? En positief kan wees, en aanhou om die woord van die Here te verklaar en te vertrou, en te sê, solank as wat ek lewe, sal die Here vir ons deurkom. Halleluja. Halleluja, dankie Jesus. Kom ons sluit ons oë. Ek weet ek het nou nie so lekker met die spanne agter gekommunikeer nie, maar daar's 'n ander video op daai disk wat sê, I believe, as ons dit miskien kan opsit en net saggies begin speel. Ons gaan nou net die Here vertrou. Ek is nie hier om vir u hande op te lê vanmôre nie. Ek is hier om u geloof te versterk. Binne enkele oomblikke gaan ons opstaan, na gelang van wat die Here met jou gedeel het, want miskien wil die Here vir jou vanmôre tot orde roep en sê, wees selektief, daar's 'n paar skuwe wat moet gebeur in jou binnekring. En dan wil ek vir jou tyd gee om dit met die Here uit te maak, dat die Here ook vir jou wys, wie moet jy intrek, wat geloof mense is. Maar dan kan die Heilige Gees jou ook op die vingerstuk vanmôre sê, miskien is jy een van daardie mense wat te vinnig opgee. En jy's eintlik die een wat kon help vir iemand anders om oor te gaan in oorwinning, maar jy het teen dit gepraat. En dan kan ons voor die Here staan en sê, Here, verander my hart, verander my woorde, verander my verstaan van u. Laat ek daardie goeie vriend wees. En dan laastens, in u familie, in u vriendekring, is daar iemand wat so die Here vertrou vir sy deurbraak. Ek weet in ons gesin is dit 'n realiteit. En dan gaan ons die Here net
aanbid en in sy teenwoordigheid staan en uitroep na hom toe, soos daai vrou wat gesê het, Jesus of Nazareth, en haar vriend se saak voor die Here bekend gemaak het, en gesê het, ek gaan alles in my vermoë doen, dat hierdie wonderwerk kan gebeur. Onthou, die wonderwerk is nie in ons hande nie, maar ons kan meewerk. Dis hoekom die woord van die Here sê, wees medewerkers van Christus. Halleluja. Halleluja. Kan elkeen net met die Here bemoeienis maak nou? Kan elkeen net nou in hierdie oomblik toelaat dat die Heilige Gees met jou praat, met jou werk. Thank you, Jesus. We bless your holy name. You're amazing, God. Roba shandala katiendere sutura. Ilala katiere besindara makasuru. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We worship you. We worship you. Thank you, Lord. Rematala matandala labasiende. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Halleluja. Ek gaan vra dat jy saam met my sal staan. Ek gaan vra dat jy saam met my sal staan vanmôre. Dankie.